Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand. Sy hand is so vol mag. Hy is die Here ons God. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, sê Micha. As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Liewe kinders van die Here, dit is nie asof ek en jy nie weet wat God van ons wil hê nie. Die Here het vir ons duidelik in sy woord op soveel plekke geleer dat reg nie onreg nie, dat liefde en trou teenoor mense en teenoor God sy wil vir ons lewens is. Lewe jy, en ek wil hê dat ek en jy mooi daaroor sal dink, mooi oor hierdie woord sal dink. Lewe jy bedagsaam voor jou God? Of lewe ek en jy steeds asof die Here nie betrokke is hier in ons daaglikse lewensruimte nie? Kom ons bely ons skuld voor die Here met die woorde: God, enkel lig, voor U gesig is niks op aarde rein nie. U kom die te hulp wat met blydskap doen wat reg is, die wat onthou hoe U wil hê hulle moet lewe. U was kwaad vir ons, want ons het gesondig, ons het so lank daarmee aangehou, hoe kan ons dan nog gered word?
Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade soos vuil klere, ons is almal soos verdroogde blare, ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. Daar is niemand wat tot U om hulp roep nie, niemand wat sy krag in U soek nie. U het ons aan onsself oorgelaat, U het ons laat wegkwyn deur ons sondes. U is ons Vader, Here, ons is klei en U het ons gevorm, ons is almal die werk van U hande. Here, leer ons tog weer uit U woord wat dit beteken om te doen wat reg is in U oë. Vorm U klei, o pottebakker, deur die krag van U woord. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Habakuk, uit al 3 die hoofstukke van die profetiese boek Habakuk. Ons gaan eers saam lees uit Habakuk 1 vers 1 tot 13, dan uit Habakuk 2 4 verse en ook 'n paar verse uit Habakuk 3. Kom ons lees dan saam Habakuk hoofstuk 1. 'n Uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag inboesem. Hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. Hulle perde is vinniger as luiperds, vuriger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom aan op 'n galop. Hulle kom van ver af, hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet. Hulle hele leermag kom om verwoesting te saai. Hulle kom aangestorm soos die oostewind en maak krygsgevangenes bymekaar soos sand. Die Galdeërs dryf die spot met konings en lag maghebbers uit. Hulle lag oor al die vestingstede. Hulle gooi grondwalle teen die stede op en neem hulle in. Dan jaag hulle verder. Hulle trek verby soos die wind. Vir hierdie sondige nasie is sy eie mag, sy God. U is tog van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie. U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U, ons rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen U dan niks aan die trouelose mense nie? Waarom bly U stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? Ons lees verder uit hoofstuk 2 vers 1 tot 4. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n onbepaalde tyd. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis. Dit sal nie uitbly nie. Dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen sal lewe, omdat hy getrou bly. Dan in hoofstuk 3 vers 1 tot 6 en weer vers 10 tot 19. 'n Gebed van die profeet Habakuk op die wysie van 'n klaaglied. Here,
Ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat die dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u self in u toorn. God kom van Teman af. Die Heilige kom van Paranberg af. Sela. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand. Sy hand is so vol mag. Voor hom uitgaan die pes, in sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde, wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuoue berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar, die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Vers 10. Toe die berge u sien, het hulle gebewe, stormwaters het verbygespoel, die diep water het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Toe u vleende pyle blits en u blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stil staan op hulle plek. In die gramskap stap u oor die aarde, in u toren vertrap u die nasies. U het uitgegaan om u volk te red, om u gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses, u stroop hulle kaal van kop tot tone. Met sy eie pyle deurboor u die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel soos die wat die elendiges in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met u perde, sodat die magtigste waters bruis. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ons lees tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die tema van ons erediens vanoggend is om te leef met ons voete op die aarde en 'n hart in die koninkryk van God. God het in die begin gesê, nou dit was so kort na Adam die eerste lewenslig aanskou het die Here gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug. En dan later sing Dawid oor die mens, Here, U het die mens ongelooflik gemaak. Net minder as 'n hemelse wese, U het hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. Alles wat U gemaak het, is onder hom. En dan net 'n paar jaar later, roep Habakuk uit, Here, help. Ons het 'n monumentale gemors gemaak van alles wat U gemaak het. Here, gryp in, ons het beheer verloor. Ons heers lankal nie meer nie. As hierdie erediens vandag 'n kabinetsvergadering was, waar die deur God aangestelde regerders bymekaar gekom het om te besin oor hierdie stukkie aarde wat die Here God aan ons toevertrou het, hierdie klompie vierkante meter waar God ons geplaas het, waaroor sou ons moes praat vandag? Wat sou op die agenda wees van God se kabinetsvergadering hier in Bergendal, vir hierdie stukkie aarde waar God ons geplaas het, om namens hom te regeer oor alles wat hy gemaak het en wat hy steeds besit? Miskien verstaan ons iets van wat Habakuk beleef het en gedoen het toe hy die Skepper se hulp ingeroep het. Omdat die skepping uitmekaar val, roep hy na die Skepper. En dit is duidelik dat Habakuk
al 'n rukkie in gesprek met God was oor die omstandighede in hulle land. En daarom begin sy boek met 'n klag. Habakuk kom kla voor God oor alles wat verkeerd geloop het in hierdie tyd. En dan vra hy, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog moet ek roep voor U hoor? Habakuk volg die voorbeeld van 'n klaaglied. Hierdie lied was in die Ou-testamentiese tyd 'n manier waarop mense God genader het oor dit wat verkeerd was. Dit waarmee hulle nie kon saamleef nie. Soos ons kinders sal sê, dit waarmee hulle nie kon cope nie. Ons kla gereeld oor soveel dinge waarmee ons elke dag gekonfronteer word. Maar dan wanneer ons op ons knieë gaan om te bid, dan dink ons dat lof en dank al is wat God wil hoor. Dit is bloot oneerlik. Om by God te kla is 'n Bybelse manier waarmee mense beweeg van 'n plek van hopeloosheid na 'n plek van vertroue op God alleen. En dit is iets wat elke gelowige moet leer om te doen, veral in die tyd waarin ons leef. Deel van ons heerserstaak oor God se wêreld is om dit wat ons nie kan regmaak nie, voor God te bring. Ons sou dalk wou sê, Here, hoe lank gaan dit nog so aanhou? Here, dit kan mos nie so voortgaan nie. Die geweld is bloot te erg. Ek wonder of hier een familie is wat kan sê dat hulle nie deur die krag van geweld en van misdaad geraak is in hierdie tye nie. Ons sou dalk by God wou kla oor al die onreg wat in ons eie omgewing plaasvind. Ons eie land word getuister deur onreg. Mense wat mekaar uitbuit, mense wat op mekaar trap, mense wat teenoor mekaar onregverdig optree. Ons hoor van onreg binne gesinne. Ons sou wou kla oor die lys van ellende op ons kabinetsvergadering in aanhalingstekens. Here, hierdie lys van mense in ons omgewing wat so baie siek is. Hierdie lys van mense wat deur siekte neergedruk word, is te lank vir ons. Dit lyk of kanker en of hartsiektes God se skepping verniel, en dan is daar nog hierdie virus. En daarmee saam die vrees. Here, kyk hoe swaar kry mense. Finansieel, emosioneel. Here, by ons gaan mense nie net dood van siekte nie, maar ook van swart ryp in hulle lewens. Waar alles in hulle lewens donker en doodryp, wanneer die nag van depressie bloot net te lank aanhou. Here, hier by ons ruk bekleierery hand uit, selfs binne families. Hier by ons kom mense nie meer met mekaar oor die weg nie. Dit lyk of slegtes die oorhand kry oor goeies. En as jy dan nou weer na Habakuk 1 vers 2 tot 4 gaan kyk, sal jy sien dat dit baie mooi aansluit by dit wat Habakuk beleef het. Here, op ons kabinetsvergadering het ons besluit dat U eerder moet kom ingryp. Want ons het 'n gemors gemaak van ons regeertaak. Het jy al regtig indringend met die Skepper gepraat oor die skepping? Dit is God se kerk se taak om by God te pleit om in te gryp. Wanneer die omstandighede in die skepping onhoudbaar word, om te smeek dat die Here sal kom ingryp. Dit is tyd vir gemeentes om in ons land deel te hê aan die regering van God se wêreld, deur waarlik vir God se mense in te tree, om voortdurend in gebed voor God te wees en te vra, Here,
kom maak ons wêreld anders en kom begin by ons. Jy het die verantwoordelikheid om deel te hê aan die verandering van ten minste hierdie stukkie aarde wat God aan ons, sy kerk, hier toe vertrou het. Wanneer jy met God in gesprek is oor hierdie aarde, is jy deel van die oplossing. Maar wanneer jy nog saam met mense meedoen aan die sinnelose negatiewe praatjies, dan bly jy deel van die probleem. Dit is tyd om deel te word van die heelmaakproses van ons omgewing en ook van ons land. En God se kerk, sy mense wat gehoorsaam is aan sy heersersopdrag, is die mense wat deel mag hê aan die genesing van die wêreld. Het jy al so lank met God oor Bloemfontein, oor die Vrystaat, oor Suid-Afrika gepraat, dat jy soos die profeet mag sê, Here, hoe lank moet ek nog wag? Was jy al so ernstig deel van God se mense wat ontevrede is met die stand van sake, dat jy die reg het om te vra, Here, hoe lank nog? Om te begin bid vir genesing beteken dat ons eers deeglik bewus moet wees van die stand van sake. Om die nood te besef, moet ons voete stewig op hierdie aarde geplant wees. Want jy sien, geloof van mense wie se voete nie vuil word nie, en nie vol stof word nie, omdat hulle eintlik so 'n entjie sweef bokant hierdie aarde, so bietjie beter is as ander. Daardie tipe geloof sal nooit enige daadwerklike verskil maak aan die omstandighede van hierdie wêreld nie. Nee, gelowiges is in hierdie wêreld en hulle voete word ook vuil van die stof. Hulle word ook hartseer, hulle word ook moedeloos, hulle raak ook ontsteld. Dis immers hierdie hartseer wat ons dwing om na God toe te gaan. Dwing om by God te gaan sit en te smeek om verandering. Dat hy sal ingryp, dat hy sal nuut maak. Broers en susters, liewe jong mense, ons moet ook besef dat God se antwoord dalk verrassend anders kan wees as wat ons verwag. Toe die Here vir Habakuk antwoord, is die antwoord alles behalwe dit wat Habakuk wou hoor. Ja, God gaan sy volk verstom laat staan, maar omdat God sy eie mense gaan straf, deur ander vir hierdie doel te gebruik. Die Galdeërs word onwetend die instrument in God se hand, en weer bid Habakuk ernstig tot God en beroep hom op God se ewigdurende goedheid. God kan tog nie toelaat dat die kwaad seëvier nie. Asof Habakuk hierdie eerste antwoord van God nie wil aanvaar nie, want hy ken God en hy weet sy God se genade is altyd genoeg. Maar dit wat hom onderkry is hierdie gevoel dat God stil bly oor al hierdie onreg wat hy beleef, wat hy sien. Habakuk weet mos hoe God is. Hy weet God kan nie stil bly oor ellende nie. God kan nie wegkyk wanneer die kwaad floreer nie. En dan wanneer Habakuk so aanhou, dan breek genade deur in God se antwoord in Hoofstuk 2 vers 3 en 4. Ja, God se ingrype kom beslis. Maar dit is bedoel vir die regte tyd. En daarom as dit vir Habakuk voel asof God stil bly, dan beteken dit eintlik dat Habakuk moet leer om geduldig te vertrou. Want dit kom beslis.
God sal die wat reg doen, laat bly lewe. Dit wil vir my lyk, asof God eers die wêreld skoon maak. God neem alles weg waarop mense kon vertrou. God neem rykdom en gesondheid, moed en krag baie keer weg, sodat wanneer God se volk glo, dat hulle nie anders kan as om net op hom alleen, in hom alleen te glo nie. Hoofstuk 3 word 'n baie besonderse gebed oor die grootheid van God. Wanneer gelowiges hoor hoe groot God is, dan word hulle vervul met ontzag. En net om God te hoor is klaar genoeg rede om uit te sien na daardie tyd wanneer God beslis gaan ingryp. En dit gee gelowiges hoop. Dit help gelowiges om verby hierdie pyn en hierdie ellende van die oomblik te kyk en met hulle harte op God te fokus. Dan en dan alleen kom daar 'n lied in mense se harte op. 'n Lied soos die wat ons in Habakuk 3 vers 17 tot 19 hoor. Al sou die vrye boom nie bot nie. En al die wingerde sonder druiwe wees. Al sou al die geskape sekuriteite, oeste, beeste, kleinvee, wingerde ensovoorts vrugteloos word, dan het die gelowige nog steeds die Skepper. Al sou die skepping hier lyk of dit uitmekaar val, het kinders van God nog steeds die Skepper. En geloof in hierdie Skepper is al wat ons nodig het. Geloof en vertroue op God is wat mense nodig het om weer jubelend en juigend voor God te word. Weer geduldig te begin wag op God se ingrype. En in die tussentyd kan ek en jy, God se kerk, deel wees van die genesing van God se wêreld hier. Om waarlik as gemeente 'n verskil te maak, moet ons met ons voete op die aarde leef. Daar waar ons kan sien en ervaar hoe mense seer kry, hoe ons seer kry en veronreg word. En met ons harte in die koninkryk van God leef, waar ons weet waar ons hulp vandaan gaan kom. Leef met jou voete op die aarde en jou hart in die koninkryk van God. Amen. Here, soos Habakuk wil ons harte voor U kom uitstort. Ons was nie getrou aan die opdrag om oor hierdie wêreld van U te heers nie. En nou, Here, is al wat ons sien geweld, woede, haat, siekte, korrupsie en dood. Maar dit is steeds U wêreld en U word verheerlik wanneer die kwaad die stryd verloor en liefde en reg oorwin. Daarom, Here, begin tog hier by ons. Moenie dat ons langer U naam oneer aandoen nie. Verander ons, vernuwe ons. Leer ons om te lewe, Here, soos U wil. Hoe lank nog voordat U ingryp? Hoe lank nog, Here, voordat U heerlikheid oral duidelik gesien sal word? Kom gryp tog in, Here, hier in ons lewens en ook daar buite. Want selfs waar U oordeel is genade groter as waar mense heers. In Jesus se naam. Amen.
Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.